Baie welkom by hierdie uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Almal ken die gelykenis van die twee fondamente. Ek lees dit vir ons in Matteus 7 vers 24. Daarom sal elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel. Dis Jesus Christus wat hier praat. En dis die einde van die bergpreek. Luister gou weer. Daarom sal elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, soos 'n verstandige man wees wat sy huis op rots gebou het. Toe die reën begin val en die stormwaters kom en die winde waai en daardie huis tref, het dit nie ineengestort nie, omdat dit stewig op rots gevestig was. Maar elkeen wat hierdie woorde van my hoor en dit nie uitvoer nie, sal soos 'n onverstandige man wees wat sy huis op sand gebou het. Toe die reën begin val en die stormwaters kom en die winde waai en daardie huis tref, het dit ineengestort en die ineenstorting was geweldig. Toe Jesus sy redevoering voltooi het, was die skare verstom oor sy lering, omdat hy hulle geleer het soos iemand met gesag en nie soos hulle skrifkenners nie. Ek het laat gesê, almal ken die gelykenis. Maar wat beteken dit? En wat beteken dit? Die eerste vraag, wat beteken dit? Jesus begin as hy hier praat en sê, elkeen wat na hierdie woorde van my luister en daaraan gehoor gee. So die huis op die rots, eerste vraag, wat beteken dit? Ek bou my lewenshuis en my geestelike huis as ek my lewe bou op die rots van Jesus Christus en sy woorde en sy leringe. Nou die tweede vraag, maar wat beteken dit? Want ons weet almal, die gelykenisse sê jy met jou lewenshuis op Jesus die rots bou. Maar pak dit 'n bietjie dieper uit. En ek wil Sondag daaroor preek, maar ek wil julle uitnooi om by julle huise ook 'n bietjie daaroor te dink en te praat. Die kern wat ek op die tweede vraag, maar wat beteken dit, nê? Ek bou my huis op Jesus om hom te volg. Ek kan nie net sit en luister en op daai manier my huis bou nie. Ek moet opstaan en 'n graaf vat. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Dit gaan oor om te hoor en te doen. In hierdie selfe Matteus 7 sê Jesus, nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal gered word nie, maar hulle wat die wil van my Vader doen. Die gehoorsaamheid, die uitvoer, dit is die kern. En daar help 'n geloofsgemeenskap mekaar. Daar help dit as mense by die Here se woord uitkom. As mense 'n verhouding met die Here het, wat hulle die vrymoedigheid gee om te bid. Ons begin nou Sondag 19 Januarie met kategese skole ook. En ek wil graag al die ouers met skoolgaande kinders nooi. Bring julle kinders, skryf hulle in. Ons probeer daar om te help bou aan hulle fondamente. En hoe doen ons dit? Ons probeer om hulle te leer van Jesus, die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, maar in hierdie eerste 6 maande gaan dit oor Markus en Jesus se woorde en die voorbeeld wat hy gestel het. En as ons Jesus se woorde hoor en daarop ag slaan en ons volg sy voorbeeld en dit alles is gegrond op 'n stabiele, vaste geloof in hom, dan bou ons op die regte plek. Ek nooi julle uit om 'n bietjie te dink oor jou eie lewenshuis, jou geestelike huis. Is die fondamente stewig? Dink gerus daaroor na. Kom ons bid saam. Here, ons ken u woorde, maar ons het u hulp en die hulp van ons medegelowiges nodig om daaraan uitvoering te gee, om gehoorsaam te wees, dat dit nie net begrippe in ons koppe is nie, maar dat dit ons lewensrigting rig. Help ons asseblief deur u Heilige Gees om dit te kan doen. Amen.
Ontvang die seën van ons Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons wees en bly. Amen.